Goeiedag, wat 'n voorreg om vir jou welkom te heet waar jy nou aanlyn by ons inskakel. Ons kom uit die wonderlike tyd van Pinkster, waar ons uit die boek Handelinge die uitstorting van die Heilige Gees gedenk het en gesien het hoe dat die Heilige Gees in die vroeë Christene se lewens kragtig werk. Ek het in my stilte tyd die boek verder gelees en ek is net verstom hoeveel juwele nog in hierdie boek skuil, wat ons nog nie met mekaar kon deel nie. Daarom, as die Here wil ek graag vandag en in die volgende paar boodskappe voortbou op hierdie wonderlike verhale uit hierdie boek. Maar kom ons bid saam en dan gee ons vir die Here ook hierdie boodskap. Baie dankie Hemelse Vader dat ons juis in 'n tyd soos hierdie kan leef, nadat die Heilige Gees uitgestort is op alle gelowiges. En wanneer ons lees hoe dat U Gees in die lewens van die vroeë kerk gewerk het, dan is dit net vir ons wonderlik om ook te weet dat U deur U Gees wat in ons woon steeds vandag in ons lewens werk en van ons kragtige getuies wil maak om hierdie Jesus verhaal verder te neem. Mag hierdie boodskap vir elkeen van ons tot groot seën wees in Jesus se naam. Amen. Ek wil baie graag vandag met jou praat oor daardie geesvervulde toespraak van Stefanus, die eerste Christen martelaar, soos dit in Handelinge 7 opgeteken is. Maar heel eerste wil ek 'n paar inleidende opmerkings gee. Toesprake was 'n sleutelbelangrike instrument wat die Here gebruik het in die lewe van die vroeë kerk. En die eerste 4 toesprake wat ons in hierdie boek Handelinge vind alles binne in Jerusalem plaas, waar die Heilige Gees uitgestort is. Die eerste een kry ons in Handelinge 2 vanaf vers 14. Petrus se toespraak op die Pinksterdag. En dan sê Handelinge 2 vers 41, op daardie dag het daar omtrent 3000 mense hulle lewens vir die Here Jesus Christus gegee. As ons dan omblaai, dan kom ons by Petrus se toespraak in die pilaargang van Salomo in Handelinge 3 vanaf vers 11. En nadat hy hierdie toespraak gelewer het, sien ons in 4 vers 4 dat baie van die mense wat daar was, het gelowig geword en die getal gelowiges het aangegroei tot omtrent 5000. Dan die derde toespraak wat in Jerusalem plaasvind, word deur Petrus en Johannes voor die Joodse raad gelewer. Wanneer hulle met groot vrymoedigheid die Jesus verhaal voor die Joodse raad verdedig. En dan sê Handelinge 4 vers 16, dat die mense wat daar was gesien het, en ook die Joodse raad, dat 'n onmiskenbare wonder deur Johannes en Petrus plaasgevind het, en vir al die inwoners van Jerusalem was dit baie duidelik. Dan gaan ons na Stefanus se toespraak toe, in Handelinge 7. En miskien wil ek eers net 'n paar opmerkings maak rondom Stefanus. Stefanus was een van die aanvanklike 7 diakens wat gekies is vir die vroeë kerk. Ons lees daarvan in Handelinge 6, en ek gaan vinnig vir julle sê waaroor dit gaan, dat daar klagtes ingekom het van die Griekssprekendes, dat hulle weduwees in die daaglikse versorging afgeskeep word, en toe die apostels die gelowiges bymekaar geroep en vir hulle gesê, ons moet ons toespits op die verkondiging van die woord en op gebed. Daarom moet julle as medegelowiges vir ons help om die weduwees te versorg, sodat hulle nie honger ly nie. En dan staan daar in vers 3, nou broers, soek 7 mans onder julle uit, wat daarvoor bekend is dat hulle vol van die Heilige Gees is en wysheid het.
Dan kan ons as apostels aandag gee aan die gebed en die bediening van die woord. En hoor nou in vers 5 hierdie pragtige getuienis rondom Stefanus. Die voorstel het by die gelowiges byval gevind en hulle het Stefanus gekies, 'n man met 'n vaste geloof en vol van die Heilige Gees, en verder vir Filippus, vir Prochorus, vir Nikanor, vir Timon, Parmenas en vir Nikolaus. En dan kom ons na Handelinge 7 toe, waar Stefanus, hierdie man wat vol van die Heilige Gees was, dan sy toespraak lewer. En sy toespraak is die langste toespraak van al die toesprake in die boek Handelinge, en dis ook die langste hoofstuk in hierdie boek. 'n Aangrypende toespraak. In Handelinge 6 vers 8 staan die volgende woorde oor Stefanus. Stefanus, aan wie God baie genade en krag gegee het, het groot wonders en tekens onder die volk gedoen. Nie as 'n vertoning, sodat hy gewild kan wees en mense se guns kan kry nie, maar as 'n demonstrasie van die almag van ons hemelse Vader. En dan gebeur daar 'n ding in Handelinge 6 vers 9 tot 15. Omdat die Joodse raad bedreig gevoel het deur Stefanus se verkondiging van die evangelie, rus die duiwel mos nooit nie, en wil hy nie hê dat dit moet goed gaan met die kerk van die Here Jesus Christus nie. Kyk maar wat staan in Openbaring 12. Toe hy nie Jesus se koms na hierdie wêreld kon keer nie, het hy met woede die kerk van Christus begin aanval. En dan word Stefanus in Handelinge 6 gevange geneem. Hierso staan dat 'n party van die lede van die sinagoge van die vrygelate slawe, soos dit genoem is, wat bestaan uit Jode wat van Cyrene en Alexandria afkomstig was, het toe saam met Jode wat van die provinsie Cilicië en Asië gekom het, met Stefanus begin redeneer. Hulle was nie opgewasse teen die wysheid wat hy van die Heilige Gees ontvang het nie, en waarmee hy gepraat het nie. Toe het hulle mense omgekoop om te sê, ons het hom teen Moses en teen die Here God oorlaster. Hulle het die volk en die familiehoofde en die skrifgeleerdes opgesweep. Die het op hom afgestorm, hom gegryp en voor die Joodse raad gebring en valse getuienis gekry om te sê, hierdie man wil nie ophou om die dinge teen die heilige tempel en die wet van Moses te sê nie. Ons het hom hoor sê dat hierdie Jesus van Nasaret die tempel sal afbreek en die voorskrifte wat Moses vir ons gegee het, sal verander. Toe al die lede van die raad stip na Stefanus sit en kyk, sien hulle dat sy gesig soos die van 'n engel lyk. En dan begin hy sy toespraak lewer. Baie interessant, dat Stefanus word aangekla vir presies dieselfde saak waarvoor Jesus Christus gesterf het. Daar word gesê dat hy laster, omdat die Joodse raad, wat nie messiaanse Jode was nie, maar ortodokse Jode wat nie geglo het dat die Here Jesus Christus al gekom het en aan die kruis gesterf het en opgestaan het uit die dood uit. Omdat hulle dit nie geglo het nie, was die vroeë kerk se getuienis vir hulle 'n geweldige bedreiging. Want het hulle gesien hoe dat hierdie kerk kragtadig begin groei en 'n bedreiging inhou vir die Joodse geloof. En dan lewer Stefanus sy toespraak in Handelinge 7. En al wat Stefanus eintlik maar net doen, hy begin en verdedig nie homself nie, maar hy verdedig die evangelie van Jesus Christus. En in die hele Handelinge 7 gee hy 'n verduideliking van die evangelie vanuit die Ou Testament, soos wat die Jode dit werklik verstaan het. En hy begin by Abraham. Ek lees vir julle vers 2. Toe sê Stefanus, broers en vaders, luister na my. God, aan wie al die eer toekom,
het aan ons voorvader Abraham verskyn, toe hy nog in Mesopotamië was. En hy het vir hom gesê, trek uit jou vaderland uit, weg van jou familie af, en gaan na die land toe wat ek vir jou sal gee. En nou ken ons die verhaal, hoe Abraham die land verlaat het, en hoe die Here God 'n verbond met hom gesluit het in die besnydenis, en daai hele verhaal. En dan kom hy by Josef, daar in 7 vers 9, uit jaloesie, het die stamvaders vir Josef as slaaf verkoop, en so is Josef na Egipte toe. Maar God was by hom, en het hom uit al sy elende gered. God het vir Josef wysheid gegee, sodat hy in die guns van die Farao, die koning van Egipte, gekom het. Ons weet wat daarna gebeur het, daar het hongersnood gekom, sy broers het uit Egipte gekom, sy broers het gekom om kos te kom koop vir hulle, min wetende dat Josef, hulle broer, die kos aan hulle gaan voorsien, en daai hele verhaal, hoe dat hy homself aan sy broers openbaar, en hoe dat hy vir hulle sê, maar dit is nie julle wat my verkoop het, sodat ek in Egipte beland het nie, maar die Here het my voor julle uitgestuur, om vir julle te sorg in 'n tyd van hongersnood. En dan in vers 20, dan sluit hy by Moses aan. In hierdie tyd is Moses gebore, hy was baie mooi, 3 maande lank is hy in sy ouerhuis versorg, en daarna is hy buite aan sy lot oorgelaat. Daar het Farao se dogter hom gekry, sy het hom as haar eie seun groot gemaak. Moses is opgelei in al die wysheid van die Egiptenaars, en hy het uitgeblink in woord en daad. En dan ken ons die hele verhaal van Moses, hoe dat die Here, vers 30 sê, 40 jaar later 'n engel in 'n woestyn by Sinaiberg in vlamme in 'n brandende doringbos aan Moses verskyn, en hoe dat Moses die Here se stem hoor, ek is die God van jou voorvaders, die God van Abraham, Isak en Jakob, trek jou skoene uit, want die plek waarop jy staan is heilige grond. En dan kies die Here vir Moses om redder van sy volk te wees uit Egipte uit, en weet ons hoe daai hele verhaal verloop. En dan, voordat Moses die beloofde land, die Israeliete in die beloofde land kan inlei, sterf hy, en Joshua, sy Toaib, word sy opvolger, en dan sê vers 45 van Handelinge 7, onder leiding van Joshua, het die volk die land in besit geneem, en dan, net daarna staan daar, dit het gebly tot die tyd van Dawid. God was vir hom goed, en Dawid het gevra om toegelaat te word om vir God 'n tempel te bou, maar die Here het nie vir Dawid toegelaat om die tempel te bou nie, maar vir sy seun Salomo. Vers 48 sê, God die Allerhoogste woon egter nie in geboue wat deur mense gemaak is nie, soos die profete dit sê, die hemel is my troon en die aarde is die rusplek vir my voete. En dan in die laaste deel, jy kan gerus self die hele Handelinge 7 gaan lees, om die toespraak van Stefanus mooi te volg, soos wat hy die mense, die Ou Testament verduidelik. En dan van vers 51 af, dan praat hy baie reguit met hierdie kerkleiers wat nou vir hom wil vervolg. Julle hardkoppiges, julle is heidens in julle harte, julle is doof vir die woord van God. Julle weerstaan altyd die Heilige Gees. Soos julle voorvaders gemaak het, maak julle ooit. Was daar ooit 'n profeet wat nie deur julle voorvaders vervolg is nie? En net daarna, dan breek daar geweldige vervolging uit van die vroeë kerk se Christene. Ek lees vir julle vers 54, toe die lede van die Joodse raad sy toespraak hoor, het hulle van woede op hulle tande geknars. Maar Stefanus, vol van die Heilige Gees, het opgekyk na die hemel en die heerlikheid van God gesien, en vir Jesus, wat aan die regterhand van God die Vader sit. So aan die einde van sy toespraak, dan kla hy die kerkleiers van Israel aan.
vir hulle ongehoorsaamheid aan die woord van God en dat hulle nie in die Messias glo nie. En dan van 54 tot 60 lees ons iets van die haat van hierdie Joodse raad en die kerkleiers teen die vroeë Christelike kerk, die gemeente van Jerusalem. Ek lees dit vir julle. Toe het hulle hard geskreeu en hulle ore toegedruk, soos een man het hulle op hom afgestorm, vir Stefanus uit die stad uitgesleep en gestenig. Die getuies het hulle klere neergesit by 'n jong man met die naam van Saulus, terwyl hulle vir Stefanus stenig. Moet ons kyk na sy reaksie. Met ander woorde, terwyl die kerk elke keer gegroei het en meer gegroei het met die toesprake tot sover, na die 4de toespraak, wat die langste toespraak was, Stefanus se toespraak in Handelinge 7, breek daar geweldige vervolging van die vroeë Christelike kerk uit. In so 'n mate dat al die gelowiges van die Jerusalem gemeente gedwing word om Jerusalem te verlaat, en sê die latere verhaal vir ons hoe dat hulle uitwyk na Samaria onder andere, en daar waar hulle gekom het, het hulle die evangelie verkondig en het die Here God vervolging gebruik om sy kerk te laat groei. En dan kom ons by Stefanus se dood. En sy reaksie is vir my verskriklik mooi, waar vers 58 sê dat die kerkleiers wat die kerk begin vervolg het, hard geskreeu het en hulle ore toegedruk het, en soos een man op hom afgestorm het, hom met geweld uit die stad uitgesleep het en gestenig het, wanneer hulle hierdie moord op hierdie eerste Christen martelaar pleeg. Dan is dit baie interessant hoe Stefanus reageer daarop. Vers 59 sê, terwyl hulle vir Stefanus stenig, het hy geroep, Here Jesus, ontvang my gees. Is dit nie een van Jesus se kruiswoorde gewees nie? En in vers 60, toe het hy op sy knieë neergesak en hard uitgeroep, Here, moet hulle tog nie hierdie sonde toereken nie. En met hierdie woorde het hy gesterf. Is dit nie wat Jesus in die kruis uitgeroep het, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. 7 vers 56 het sy doodsvonnis bepaal. As daar staan, kyk, het hy gesê, ek sien die hemel geopen en die seun van die mens wat aan die regterhand van God staan. En in daardie woorde haal hy Daniël 7 aan, waar Daniël 'n visioen van die Here afkry, waar hy vir Jesus Christus sien opvaar na die hemel toe en plek inneem aan die regterhand van God die Vader, sodat hy en ook sy kerk later saam met die Vader sal regeer oor die boosheid van hierdie wêreld. Jesus verwys dikwels na homself as die seun van die mens, waarvan Daniël 7 praat. En hy verwys meer as 3 maal in Markus 8 vers 10, dat die seun van die mens gekom het om te ly, om te sterwe en op te staan uit die dood uit, en op te vaar na die hemel, en aan die regterhand van God die Vader gaan sit. En as ons kyk na hierdie toesprake, en veral dan ook Stefanus se toespraak, dan is die vraag wat ek vandag wil vra, wat leer ons by hierdie bult Christene, hierdie geesvervulde Christene van die vroeë kerk, dat ons as kinders van die Here moenie bang wees vir die feit dat ons gaan vervolging kry wanneer ons met toewyding voluit die Here Jesus dien. En hierdie vervolging kan uit verskillende oorde uitkom. As ons gaan kyk na Openbaring
dan sê Openbaring vir ons anti-christelike regerings en magte. Dan sê Openbaring vir ons hierdie vervolging kom vanuit valse godsdienste en valse leraars wat 'n verkeerde waarheid aan ons verkondig. Hierdie vervolging kom vanuit die sekulêre gees van onafhanklikheid en materialisme wat die gees van hierdie wêreld is, wat ook gelowiges gaan insluk. Hierdie vervolging kan in jou en my lewe kom dat mense met wie jy onmiddellik in aanraking kom, sê maar jy's 'n dweper, jy's te ernstig oor die geloof. Mense wat slegte stories oor jou versprei, wat doodeenvoudig nie waar is nie, om te kyk hoe hulle jou kan moedeloos maak. En dan wil 'n ou so graag reageer met negatiewe gedrag en op dieselfde wyse optree as wat hierdie mense vir ons probeer aftrek. En die Christene van die vroeë kerk leer juis vir ons dat wanneer die gees van God in jou is jy eintlik sterker as die Satan wat in die wêreld is en wat ook gebruik maak van mense. En dat ons so Stefan is, maar Jesus se voorbeeld moet volg en vir hom aan die regterhand van die Vader sien sit, soos wat die Switserse teoloog Karl Barth gesê het in die Tweede Wêreldoorlog. Al wat ons moet weet is dat dit nie hierdie stikkende wêreld is wat die laaste sê het nie, maar Jesus Christus wat aan die regterhand van die Vader sit. Hy regeer en Openbaring beloof vir ons sal saam met Jesus regeer wanneer die wederkoms van Christus plaasvind. En geen bose mag sal dan meer kan standhou voor God en voor sy kerk nie. Maar Jesus Christus is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die een wat die eerste sê gehad het en die laaste sê sal hê. Amen.